Hallo julle, dit is julle favourite, Friskie Mariski, uit 'n nat en koue Pretoria op 'n Sondagmiddag. Did you miss me? 'Cause I missed you. Hoorie julle, gister in Pretoria het Willem Pritzer en sy hele gang na die USA Embassy toegemaak waar hulle 'n memorandum of understanding oorgehandig het. So ek het reeds verlede week daaroor geskryf en toe gaan ek deur al die info. Okay, en wat hulle daarin lys is alles van, ek dink hulle sê so oor 160 rasse-related wette wat die Afrikaners affekteer en daar het hulle die plaasaanvalle, en plaasmoorde van 1990 tot 2024 gelys, soos aangemeld by die TLE. As ek dit so rofweg kan onthou, dink ek dit was ietsie soos 2600 moorde van 1990 tot dan, en dan ek dink dit was omtrent 6000 aanvalle. Ek kan nie al die stats onthou nie, maar dit was onder andere die goeders wat hulle in die memorandum gesit het, wat hulle Saterdag by die embassy gaan oorhandig het. Okay, dit's terug. So, in 26 bladsye verduidelik hulle in diepte die transformation clauses, die race-based laws, en gebruik woorde soos die background of the ANC, en so meer. Volgens hulle is daar 118 race-based laws in Suid-Afrika. En ek het toe reg geskat, die moorde was 2297 en die aanvalle was 6531 wat hulle in hierdie memorandum gelys het. Okay, and least we forget het hulle ook president Donald Trump bedank vir die recognition en dat hy die Afrikaner volk raak sien. Luister, dis all good and well, né? It's nice and dandy. Maar ek kan nie kat of stert uitmaak of hierdie mense nou wil trek of nie. Gaan hulle nou trek? Ek gaan nie trek nie. Anyways, kom ons beweeg aan. Ook julle, verlede week julle onthou die sad story van die soldaat in die DRC. In die einde van Januarie is daar 14 soldate in Kongo oorlede waar daar nou op die oomblike oorlog is. Okay? Julle, dit was 'n moestertamelekkie, okay? Julle sal onthou by die SONA wat die State of the Nation address is, het die president nog 'n heartfelt tribute en condolences gegee, maar die families in Suid-Afrika het gewag vir die lijk om terug te kom sodat hulle net kan closure kry. Julle, dit was hare en drama, okay? Eers het die lyke hier gewees het die Woensdag, en toe uiteindelik is die Fallen Hero seremonie by Swartkops base gehou, donderdag 6uur, waar die geliefdes van die soldate uiteindelik, jy weet, hulle kon groet met die hero seremonie. En julle, soos gewoonlik, moet ek julle altyd 'n stukkie iets roftel. So na die tyd was daar ons eie Carl Niehaus, het gesê dat luister hierdie bodies is nie almal intact nie. Daar is something fishy cooking there. Anyways, ons weet vir Niehaus hou daarvan om die pot bietjie te stir, maar ons het nogals dink die is 'n serious allegation. En long story short, alhoewel ek bietjie inligting gekry het, kan ek dit nou nie deel nie, want dit is off the record. Okay, die families dink ek wil net graag hiermee deel, en ek dink nie hulle is lus vir enige nog bekleierery of enigiets anders doen nie. Ek wil ook net weer sê, as daar mense is wat familie is, vriende is van soldate, en hulle het stories om te vertel, julle weet waar om my te kry. Die stories in die DRC en met die army het so klein bietjie stilgeloop. Ek weet op 'n stadium was daar vir die families gesê, los die media uit. Want obviously hulle steek goed weg. Maar dis nie die punt nie. Long story short, uiteindelik is daar 14 fallen heroes terug in Suid-Afrika en hulle het hulle seremonie gekry en ek hoop en glo dat daai families nou kan closure kry. Jy weet, natuurlik gaan dit nie die pyn wegvat nie, maar ja, hulle kan ten minste 'n memorial service hou. En julle, op 'n derde noot, ek check ons het swaar reën wat hier so op pad is vir die sentraal van Gauteng. So as julle hier is daar 'n storm warning, julle moet pas op. Hulle sê dit gaan katte en honde reën. Anyways, julle, niks in a nutshell.
met Friskie en Mariski. Friskie en Mariski.